ouder gewoonte, soos altyd wat ek elke keer sê as ek die woord begin, is my regtig 'n voorreg om vanoggend weer eens hierdie woord te bring vanoggend vir julle. En ek glo en vertrou dit gaan iets besonders wees. Vir vanoggend begin deur eers 'n vraag aan julle terug, miskien iets waarna ons kan dink, miskien as ek die vraag vanoggend sou vra, as jy na jou lewe kyk, as jy dink dit wat jy graag eendag wil wees, as jy een woord moet kies wat jy graag sou wil hê mense moet jou onthou by, of waarna jy streef om te wees, of dalk as ek jou karakter te kan beskryf, of dit wat jou doen en laat op aarde, hoe jy besigheid doen, of hoe jy mense hanteer, of wat dit ook al is, as ek jou vra om een woord uit te sonder, wat jy sou sê, miskien as jy net een woord op jou grafsteen eendag sou kon sit, wat sal hierdie een woord wees? As ek seker, tussen my en u sal ons woorde dalk so 'n bietjie anders wees, maar ek is seker die algemene woorde wat sal uitkom sal goed wees, soos suksesvol, of dalk integriteit, of dalk liefdevol, of dalk invloedryk. Ek dink dis van die algemene woorde, dalk gelukkig, hy was 'n gelukkige mens gewees. Dis algemene woorde wat ek dink ek en u meeste van ons dalk sou aanraak as ek volgende vir jou die geleentheid sou gee, wat sou die woord wees? En ek dink jy is verkeerd om hierdie begeerte om so te leef nie. As ons vat om suksesvol te wees, ek dink ons almal het die begeerte om suksesvol te wees, en wat ons doen, sou dit wees ons besigheid, of ons huwelik, of ons verhoudings met mense, wil ons graag suksesvol wees. Dieselfde geld vir liefdevol, ons weet dat die groot gebod is om mense lief te hê, en daarom is dit nie verkeerd om te streef om 'n liefdevolle persoon te wees nie, en alles wat 'n mens doen en laat nie. Selfs integriteit, is 'n woord wat ons nie so baie hoor in vandag se samelewing nie. Almal doen mekaar in, maar integriteit is tog 'n belangrike eienskap vir my en u as kinders van God, en om te streef om 'n persoon van integriteit te wees, is glad nie verkeerd nie. Eerbaar, gelukkig, natuurlik moet ons almal gelukkig wees in dit wat ons doen. Ons wil gelukkig wees, ons wil nie met 'n swaar las rondloop nie. So al die woorde wat ek nou genoem het, en ek seker daar's baie ander, dis nie noodwendig verkeerd nie, maar vroeër in die week, ekskuus, was ek geloof so Paul wat ek borstig, ek is van borstig vanoggend myself, so vergeef my, maar vroeër in die week lees ek die bekende gelykenis van Jesus Christus, waar hy die gelykenis vertel, en daar's een woord, ons gaan nou die gelykenis kyk, maar as een woord wat my spesifiek uitgestaan het. Toe ek dit lees, ek het dit al voorheen gelees, en dit voorheen my hart geroer, maar toe ek dit nou weer lees, amper as die Here dit net weer eens vir my wys. En ek wil graag hierdie woord met julle deel vandag. Dis 'n eienskap, en ek dink dis miskien iets waar ons almal gestreef. So ek gaan Matteus 25 lees. Dis die gelykenis waar Jesus praat van die Heer wat muntstuk uitdeel aan sy slawe. Kom ons lees dit saam. Dit sal op die bord wees. Jy kan die ligte afsit, Barry, hoor, dan kan jy mooi sien. Ek gaan ook van die bord af lees, van is die 83 vertaling. En hy sê soos volg. Hy sê verder gaan dit soos 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het hy 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, hy het in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 muntstukke ontvang het, kom toe en bring vir my ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek 'n wins gemaak het. Toe sê die eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. O Here. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar het toe vir hom gesê, mooi so, jy is 'n goeie getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek weet, ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is, wat oes waar hy nie gesaai het nie, en pluk waar hy nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek 'n muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier is die geld terug.
Toe sê hy nou vir hom, jy is 'n slegte en 'n leislaaf. Jy het geweet ek oes waar ek nie gesaai het nie, en ek pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gaan sit het. En so sou ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die minste van hom af weg en gee dit aan die een wat 10 het. Aan elke wat het sal ek meer gee en jy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die net in so slaaf uit die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande knars. Net tot sover. Is 'n mond vol, maar ek is seker dat ons almal hierdie gelykenis al ergens in ons lewens gehoor het. Wat is die kernwoord wat vir my uitgestaan het? Ek weet jy het gesien het nie die antwoord hier in vers 21 van hierdie gedeelte. En vir die simpel rede dat eendag as ek en jy by die hemel kom en ons staan vir die Here en hy kyk na ons lewens, ons kyk wat ons gedoen het, gaan hy nie vir my en jy sê, wel gedaan, my goeie en invloedryke slaaf nie. Ook gaan hy nie vir jou sê, wel gedaan, my goeie en suksesvolle slaaf nie. Maar die woorde wat hy vir ons gaan sê is, mooi so, my goeie en getroue slaaf. Vir min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom deel in my vreugde. Dit is die woorde van Jesus. So daar die een woord wat ek dink vir my uitstaan, wat my getref het, wat my al voor getref het, is die woord getrou. Die Here verwag vir my en nie om getrou te wees. Die Engels daarvoor is faithful te wees. Baie bekende gelyke vir die Here deel. En die Here verwag dat ons getrou moet wees. Ons moet getrou wees in ons dien. Ons moet getrou wees om die gebooie te gehoorsaam, sy wette te gehoorsaam, om die Bybel te gehoorsaam. Ons moet getrou wees hoe ons mense hanteer. Ons moet getrou wees in dit wat hy vir ons gee. Ons besittings, ons geleenthede, ons talente, wat dit ook al is wat die Here aan ons toevertrou. Verwag hy vir my en u om getrou te wees, om te doen, om met dit te werk en die beste daarvan te maak. Nou ek weet, dit is nie altyd so maklik nie. Dit is nie altyd so maklik om heeltyd getrou te wees nie. En daar kan verskeie redes daarvoor wees. Ons almal het hierdie eie monster, hierdie eie self-ek monster wat altyd teen ons beklei. Ons het 'n duiwel wat om elke hoek en draai vir ons wag met versoekings, wat ons probeer om die bos lei, wat ons probeer potjie, dat ons momentum en spoed verloor. Maar ek dink die hoofrede hoekom ons sukkel om altyd getrou te bly, want om getrou te bly is nie altyd so maklik nie. Jy sien die probleem met die mens vandag is, ek en jy soek altyd die maklike uitkoms. Ons soek die kort paadjie, die kitskoffie. Alles moet nou gebeur. Ons hou nie van uit die comfort zone uit nie. Ons hou nie van as dit ons iets kos nie, want as dit begin dit moeite raak, dan dis die gesindheid van die mens. Maar ongelukkig om getrou te wees is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd gerieflik nie. Soms gaan dit 'n prys kos. Soms gaan dit nie maklik wees nie. Dit gaan jou iets kos, maar een ding is vir 'n feit wat ek kan waarborg vandag, dat jy wat getrou is, dis altyd die moeite werd in elke aspek van jou lewe. As jy getrou is, as jy faithful is, dan sal dit altyd die moeite werd. Dit sal altyd vrugte afwerk. Daarom moet ek en jy elke dag 'n definitiewe keuse maak om te sê, vandag gaan ek getrou wees met dit wat die Here my gee. Vandag gaan ek getrou wees met die geleenthede wat ek kry. Jy moet verstaan dat getrouheid of faithfulness, Engels sê, kry jy nie die dag as jy tot bekering kom nie. Dit is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is iets wat ons moet soek. Dit is iets wat ons moet nastreef. Dit is 'n keuse wat ek en jy elke dag definitief gaan moet maak om te sê, ons gaan vandag getrou wees met dit wat die Here ons toevertrou het. Habakuk 2 vers 4, dat skryf dit so mooi, en sê hy, dit is die boodskap. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar hulle wie reg doen, sal lewe. Hoekom? Omdat hy getrou bly. Hy sal lewe omdat hy getrou bly. Hulle wat nie reggesind is, die mense wat leef asof hulle nie God nodig het nie. Dis hulle wat doen soos hulle wil. Hulle vertrou hulle self, hulle eie vermoëns, hulle bankbalans, hulle besittings, hulle vertrou is in dit en nie in God nie. En dan sê die woord in die gedeelte dat hulle sal die verdiende loon kry. Ongelukkig, ek en jy vandag kan so maklik verval in dit. Kan so maklik verval in 'n gesindheid waar ons dink, maar ons het ook nie die Here nodig hê. Dit gaan dalk goed met jou. Jou besigheid sal geseënd en sonder dat jy besef, beweeg jy bietjie weg en dan in plaas van om God nog steeds in beheer te sit jy jouself in beheer. Jou vertroue is in jou retirement plan of in jou bankbalans of jou beleggings wat jy het. En sonder dat jy besef, dan sit jy jouself bo God. En as jy soos hierdie persone wat sê ons gesindheid is nie reg nie. Maar as ons getrou bly, en sê God die eer, en ons is getrou met dit wat die Here ons aan toevertrou, dan sal ons aanhou leef, so die woord hierso sê. So die vraag wat ek hier volgende vra dan, hoe is ons getrou?
Met wat is ons getrou? Hoe lyk 'n lewe van 'n persoon wat getrou is? Wat beteken om getrou te wees? Hoe kan ons so getrou wees? Ek dink as ek jou vra, wat is getrou? Wat is faithfulness? Sal baie mense sal dink, ja, ek verneek nie my vrou nie. Ek is so eerlik of ek kook nie my belastingstaat nie, ek gee Jan Tax wat hom toekom, of ek braai op nie die spiekop nie, die verkeersbeampte, ek gee nie vir my geld nie, en natuurlik, dit is eienskap van die kind van die Here, ons doen nie hierdie goed nie, jy is getrou as jy nie so leef nie, maar interessant is, as jy na Jesus bediening kyk op aarde, dan as jy sien, elke keer as hy praat van getrouheid, het hy 'n bietjie iets anders in gedagte gehad, as wat ons sou dink, en ek gaan vandag so 2-3 areas net so 'n bietjie aanraak, wat ek dink is areas wat ek en u regtig moet strewe om in getrou te wees. En ek wil begin deur ons rentmeesterskap. Om getrou te wees, want hierdie gelykenis spesifiek fokus op 'n rentmeesterskap. Dit beteken om dit wat God vir ons gegee het, om met dit te werk, om dit op te pas, om dit goed te bestuur. In hierdie gelykenis is daar 1 of 2 dinge wat ek wil uitlig, en hy praat spesifiek, dan sê hy, dat hy praat van 3 slawe, maar jy moet verstaan dat elkeen van ons, wat op hierdie aarde leef, ontvang iets van die Meester. Daar's iets wat hy ons toevertrou. Sou dit, in hierdie geval praat hy van muntstukke, goue muntstukke, maar jy moet verstaan, dit is nie noodwendig geld nie. Dit kan enigiets wees, dit kan talente wees, dit kan dalk geld of aardse besittings wees, om jou toevertrou, sodat jy kyk wat jy met dit maak. Dit kan wees dat hy net vir ons geleenthede gee, waar ek en jy 'n verskil kan maak. Maar dit is my en jou verantwoordelikheid om seker te maak dat ons hierdie geleenthede, hierdie besittings, hierdie talente, hierdie geld ons kry, dat ons dit gebruik tot ere van God, tot sy uitbreiding van sy koninkryk. Dit gaan nie oor hoeveel of wat jy ontvang het nie. Die belangrikheid is juist daarin dat ons getrou moet wees met dit wat die Here aan ons toevertrou. Jou talente mag dalk nie so hooglopend wees soos 'n bekende sanger nie, of soos 'n bekende predikant nie, of mag jou talente dalk ietsie anders wat ons 'n bietjie in die agtergrond is. Maar dit beteken nie dat ons dit nie kan gebruik nie. Dit beteken nie dat ons dit nie kan aanwend tot eer van God en tot sy koninkryk. Jy so ook jou besittings. Jy mag dalk vandag sê op 'n storie, ek het nie dieselfde nie. Ek het nie so baie soos die volgende persoon nie. En dan wil ek volgens sê dat jy moet getrou wees nog steeds met dit. Selfs in die klein dingetjies, dat ons getrou moet wees en so ere aan God kan bring. As ek 'n voorbeeld gegee, die Here het dalk vir jou 'n voertuig gegee, dalk 'n kar gegee. Dis dalk nie 'n nuwe sportmodel nie, dis dalk soos ons dag genoem het, ek weet vir jong mense nog steeds so nie, ons het sommer gesê 'n skedonk van 'n kar. Die regte woord skedonk, ons het sommer skedonk genoem. Dalk is hierdie kar wat jy vandag mee ry. 'n Goeie rentmeester is 'n persoon wat daai kar sal oppas. Goeie rentmeester sal daai kar skoon hou, sal seker maak dat daai kar die skoonste skedonk in die dorp is, dat jy mooi na hom sal kyk. Dieselfde geld as jy miskien 'n huis het wat dalk nie so in Noordheuwel is of in die ryk areas is nie. Jy het dalk 'n armsalige huis wat die Here jou gegee het, dat jy dit sal oppas. Dat jy dit sal regmaak tot die beste van jou vermoë, dat jou erf sal skoon wees en jy sal seker maak dat dit wat God jou gee, sal jy oppas. Dit wat 'n goeie rentmeester doen. Jy sien, dit gaan oor jou gesindheid. Dat as jy hierdie kar kyk, dat jy nie sal kla en sal sê, maar Here, hoekom moet ek hierdie kar ry? Hoekom kan ek nie ook 'n nuwe BMW ry of 'n nuwe sportkar ry nie? Hoekom moet ek met hierdie kar ry? Dit nie jou gesindheid sal wees nie, maar jou gesindheid eerder 'n gesindheid van dankbaarheid sal wees. Jou gesindheid sal wees, maar Here, dankie. Ek het nie nodig om te loop of om van punt A tot punt B te kom nie. Ek het 'n kar, ek kan ry en U voorsien die brandstof om in hierdie kar te kom. Dieselfde met die huis, dat jy nie sal sê, maar Here, hoekom moet ek in hierdie armsalige huis bly nie? Dat ons gesindheid eerder sal wees, Here, dankie. Dankie dat jy vanaand nodig op 'n sypaadjie te gaan slaap nie. Ek het 'n dak oor my kop en ek sal hierdie huis oppas en die beste van hom maak. Dis wat 'n goeie rentmeester doen. Dat dit vir die Here jou toevertrou. Dat jy met dit sal woeker. Dat jy die beste daarvan sal maak. Die Here kan ook veel werk gee. Ja, jy verdien miskien nie 'n groot salaris nie. Dit betaal miskien nie voor dit moet nie. Maar jy weet dat as jy opstaan in die oggend en sê, Here, my gesindheid volgens sal wees om die beste te doen. Ek dink in Kolossense 3 vers 23 waar die Here sê, doen alles asof jy dit vir die Here doen. Dat dit jou gesindheid sal wees. Dat dit wat jy sal doen, dat jy die beste daarvan sal wees. Want dan weet jy sal 'n seën daarvan ontvang. As jy 'n besigheid, gee jou beste, as jy besigheid het, gee jou beste om die besigheid te bevorder, om die besigheid te laat groei. Hoekom? Sodat jy God kan verheerlik, dat jy 'n verskil kan maak in mense lewens deur jou besigheid en op die manier ere aan God kan bring. Dieselfde met jou finansies.
Jou finansies wat God jou aan toevertrou. Dat jy hierdie finansies nie net vir jou familie sal sorg nie, maar jy 'n definitiewe keuse sal maak om vrymoedig te wees en vrygewig te wees. Dat jy mense sal help waar jy kan. Dat jy jou deel in die kerk ook sal gee en dat arme mense soos die Here dit op jou hart lê. Want ons weer die Here te bly moedig hart lief. Dis hoe 'n goeie rentmeester sal wees. Hy sal dit vir die Here om net toevertrou het. Sal hy oppas. Dan dink ek en hy sal dit bevorder. Dan die tweede gedeelte in hierdie gedeelte in die getuienisleer dan sê hy oor min was jy getrou en oor baie sal ek jou aanstel. Jy sien die slawe het bewys dat jy betroubaar kan wees in selfs die kleine dinge. Dat jy nodig het om groot verantwoordelikhede te hê nie. Jy sien, ons as mense is altyd geneig om te streef na die groot achievements, die groot dinge. En oomblik as jy dit nie bereik nie, dan voel jy het die bal misgeslaan of jy voel so mislukking of dalk voel jy die Here gefaal en nou kan die Here jou nie gebruik nie, want jy het nie hierdie groot kerk of hierdie TV, jy sien soos hierdie TV evangeliste nie en jy dink die Here kan in jou hoedanigheid kan die Here jou nie gebruik nie. Maar jy sien, dit is nie hoe God werk nie. Jy sien God let op die klein dinge in die lewe. Jy sien as jy getrou kan wees in die klein dinge, dan kan die Here jou aanstel vir die groter dinge. Getrouheid is vir God meer belangrik as die groot achievements. God wil hê die klein dingetjies wat ons mee toevertrou, dat ek in die getrou sal wees aan dit. Oomblik as ons dit doen, as ons kan getrou wees in die klein dinge, sal God ons met meer kan vertrou. Een ding weet ek dat enige persoon wat groot achievements sal bereik het, of dit by die sakelewing is of in die kerk is, sal vir jou duidelik kan sê dat dit kom met getrouheid. Niemand sal groot goed kan doen as hy nie getrou is in die klein dingetjies nie. Daai is die grondvoer, die fondasie, die grondslag van alles wat groot is. Dit begin met die klein dingetjies. As jy na iemand kyk soos Elon Musk, sal hy vir jou sê hy het baie hard gewerk, hy was getrou gewees aan baie klein dingetjies voor hy suksesvol gewees hy vandag is. Dan die derde wat vir my uitstaan hierso is dat niemand kry dieselfde nie. Nie ons almal kry dieselfde van die Here af nie. Die Here gee dit vir ons volgens ons bekwaamheid soos hy goed dink. En volgens wil ek vir iemand sê, hou op om jouself met ander mense te vergelyk. Hou op om jouself met ander mense te vergelyk. Hoekom? Want dit sal jou passie steel. Jy sien, daar sal altyd iemand wees wat 'n mooier kar ry, of 'n groter huis het, wat 'n groter bediening het, of 'n groter impak maak volgens jou standaard wat jy dink dit moet wees. Maar jy moet verstaan dat die Here gee vir ons soos hy goed dink. En daarom wil ek sê, hou op om jouself te vergelyk met mense. Die Here het vir jou gegee wat hy vir jou toevertrou het. Werk met dit. Is my interessant dat die slaaf wat die 2 muntstukke gekry het homself nie vergelyk met die slaaf wat 5 gekry het nie. Hy het nie gesê, maar hoekom kry hy 5 en ek kry 2 nie? Hoekom kry hy meer as ek nie? As ek so baie soos hy gekry het, so dalk so suksesvol soos hy kon wees. Dit was nie sy gesindheid nie. Hy het gevat dit vir die meester om gegee het en hy het met dit gaan werk. Hy het dit gevat en hy het gewerk en hy het die beste daarvan gemaak. Jy kan sien sy suksesryk was ook 100%. Net soos die persoon met die 5 muntstukke. Jy sien, as ek nie klaar en ons kom voor die Here en ons sê, my Here, as ek net daai geleenthede gehad vir daai persoon gehad het, of as ek net in dieselfde skool was waar daai persoon was, of as ek net dieselfde werk gehad waar daai persoon was, sou ek ook groot dinge kon doen, dan is die verkeerde gesindheid. Hoekom? Want die oomblik as jy dit doen, dan wil ek sê jy laster teenoor God. Hoekom? Want dan wat jy sê die Here het 'n fout gemaak. Deur jou te min te gee. Jy vertrou nie die God se wil en sy plan vir jou lewe nie. Jy voel jy het jou te nagekom. En dit is dan, wanneer ons laster teenoor God, en ons sê, my Here, ons vertrou nie jou plan nie. Daarom kan ons leef by die tweede slaaf. Hy gebruik juist dit vir die Here vir hom gee. 2 muntstukke, en hy maak die beste daarvan. En jy sal sien, as jy daai gelykenis mooi lees, en jy sien, dat die meester prys hom met dieselfde woorde. Presies dieselfde woorde as die persoon met die 5 muntstukke. Die beloning is dieselfde, want hy het dieselfde gedoen. Hy het wel 2 gekry, maar hy het net so hard gewerk as die persoon met die 5 muntstukke. So kom ons leer daai. Kom ons hou op om onsself te vergelyk met mense. Kom ons hou op om te vergelyk en sê, maar Here, hoekom is hierdie die prys wat ek moet hê? Hoekom is hierdie die lewe wat ek moet leef? Hoekom kon dit nie so gewees nie? Ek sê die Here het jou daar gesit vir 'n rede. Hy vertrou jou, en as jy getrou is met dit wat die Here jou gegee het, kan jy ook suksesvol wees met dit. Baie belangrik, wat ook vir my uitstaan, jy sê dat ons almal geoordeel gaan word. Jy sê ons almal gaan eendag staan
vir die Here en hy gaan vir ons vra, wat het jy gedoen met dit wat ek jou gegee het? Want jy sien, toe die meester terugkom, toe soek hy rekenskap, toe wil hy weet, maar wat het julle gedoen? En dan sien ons dat hulle wat getrou was, het die Here op sy hart, het die meester sy hart bly gemaak. Matteus 5:21 wat ek gelees het, hy sê, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, vir min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom deel in my genade. Maar die ander slaaf, die wat so 'n bietjie bang was om kans te vat, dan sien ons die gesindheid van die meester verander so 'n bietjie. Hy is so 'n bietjie kwaad daaroor, en ek moet sê, miskien voel ek so klein bietjie jammer vir hierdie slaaf. Hoekom? Want daar was soveel keer wat ek ook bang was om bietjie uit te waag. Ek dink jy was self daar gewees, jy's bang, jy weet nie of jy reg gehoor het nie, is dit vir Here regtig vir my gesê, moet ek dit reg doen, ons is bang vir mislukking, ons is bang, ons maak 'n fool van onsself. Maar ons sien die gesindheid van die meester, en sê hy vir hom in vers 26 gesê, hy wat nie eens probeer het nie, hy sê, hy was kwaad van my, sê, jou slegte en lydingsknegt, jy het geweet dat ek maai, waar ek nie gesaai het nie, en met mekaar maak, waar ek nie gestrooi het nie. Harde woorde om te dink dat dit die gesindheid sou wees, maar ek dink nie, dit was 'n gesindheid van die meester, om met die persoon, dalk, niks gedoen het. Ek dink dit sou 'n kwessie gewees, dat hy nie eens probeer het nie. Ek dink as hy sy muntstuk moes verloor het, en hy gesê het, maar, jy sien meester, ek het hier geprobeer woeker, maar hulle het my ingedoen, of vir wat se rede het ek geld verloor, maar ten minste het ek probeer, dink ek sou die gesindheid anders gewees het. Maar jy sien hierdie slaaf, het nie eens probeer nie. Hoeveel goed gee die Here vir ons, hoeveel talent het ek en u vandag, of geleenthede wat elke dag verby ons gaan, vir ons 'n verskil kan maak, vir ons 'n impak kan maak, tot ere van God se naam, en ons laat dit verbygaan. Hoekom? Omdat ons dalk bang is, dalk is ons te besig in ons eie lewens, dat ons nie eens meer ag slaan op hierdie geleenthede nie, dalk sit jy met 'n talent daar wat die Here vir jou gegee het, en miskien het jy ergens jou vingers so 'n bietjie verbrand, en nou is jy bang om dit weer uit te leef. My vraag volgende, gemeente, as ons voor die Here staan, wat gaan ons vir hom sê? As nou hierdie gelykenis kyk, en ons sien dat hy wil nie ons moet probeer, hy verwag nie ons moet 100% suksesryd hê nie. Hy verwag nie dat ons alles waarna ons moet raak, moet 'n sukses wees nie. Al wat hy vra is, vat die kans. Probeer, ek sal dit soos Petrus, klim net uit die boot uit. Klim net uit die boot uit, dit klink onmoontlik, dit klink menslik nie moontlik nie, maar jy weet, as Petrus nie uit die boot het geklim het nie, as hy nie die eerste tree gegee het nie, sou hy nooit 2, 3, 4 tree op die water gegee het nie. Dit kos vir my en u, om vir 'n oomblik net so bietjie waghalsig te wees, bietjie uit te klim, en dit vir die Here ons gee, die geleenthede, vir die Here op ons pad bring, waar ons 'n verskil kan maak, dat ons sal uitwaag in dit. Dis die gelykenis, maar ek dink ook dat ons getrou moet wees in hoe ons mense hanteer. En my meeste van my preke praat ek hieroor, want ek glo dat dit is iets vir die Here baie swaar op my hart lê. Dis die manier hoe ons mense hanteer. Ons weet, en almal wat 'n kind van die God is, daar's 'n verantwoordelikheid om 'n liefde vir mense te hê. Dit is ononderhandelbaar. Daar's geen manier dat ons daaruit gaan uitkom nie. Ons weet die groot opdrag om God lief te hê met jou hele hart, met die hele verstand, met jou siel. Ons weet met al jou krag. Ons weet dit. En dat dit net so belangrik is om ons naaste lief te hê. Ons kan nie daar verbykom nie. Jesus het keer op keer gesê, Johannes 13 vers 34, praat hy ook van die liefde. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels. Ek dink ons 'n vertaling wat sê dat julle volmaak moet lief hê. Dis die een eienskap wat ons gaan anders maak as die wêreld. Dis die een eienskap wat in ons DNA is, as 'n kind van die Here. As jy vanoggend sê, jy's 'n kind van die Here, dan kan ek jou verseker, in jou DNA, in jou Christus DNA wat die Here in jou geplaas het, is liefde definitief 'n faktor. Jy kan nie sê, jy's 'n kind van die Here, as jy nie 'n liefde vir mense het nie. Ek dink dit is moontlik nie. Daarom is dit vir ons belangrik om lief te hê, maar as ek praat van lief wees vir mense, dan wil ek hê ons gesindheid moet wees om 'n bietjie 'n verskil te maak in ander se lewe. Ek wil dit so klein bietjie anders spin gee. Ek wil jy moet dink oor elke persoon met wie in aanraking kom. Wat se impak kan jy maak? Ek praat nie van Bible punching nie. Ek praat nie van om die woord van God te verkondig. Ek vra, wat se impak kan jy maak deur jou woorde, dit wat jy sê, jou gesindheid, hoe jy mense hanteer? Op daai oomblik, het jy tyd vir mense of is dit gejaag?
Ek staan skuldig voor maar mense wat so met die selfoon, hy's in 'n gesprek, maar hy's maar nie op die selfoon. Ek is skuldig partykeer daaraan, ek moet eerlik sê, en ek probeer wegkom van dit af, maar dis die klein dingetjies wat ons 'n impak kan maak. Ek onthou jare terug in die vorige gemeente was daar 'n oom gewees van Toby Steenekamp. Hy's oorlede in COVID tyd. Was 'n lieflike mens. Nie teologies uit die Bybel geken en goed, maar hy was nie 'n pastoor of iets gewees nie, maar daar was iets omtrent sy gesindheid. Ek dink hom jy's van Toby ken. Hy wil en ek weet jy's van Toby ken, Toby Steenekamp van Sentraal Gemeente. Maar in 'n geval, hy het so mooi gesindheid gehad. Daai persoon is jy net so klein bietjie in sy geselskap is. Hy het nie eens Bybel gepraat nie, maar hy het jou so vriendelik hanteer, so mooi hanteer. Jy het so goed gevoel. As jy daar wegstap, voel jy soos 'n nuwe mens. Ek het ou pastoor Obrecht al gesê, om Toby is die enigste persoon wat jou kan laat welkom voel in jou eie huis. As hy by jou kom kuier, voel jy welkom in jou eie huis. Dis die gesindheid wat ek gehad het. En ek vra die vraag, hoe is ons gesindheid teenoor mense? As dit liefdevol is, dan sal mense daarvan hou om in ons teenwoordigheid te wees. Is dit opbouend? Spreek ons positiewe woorde? Hanteer ons hulle met respek? Bemoedig ons hulle? Of gaan dit oor me, myself en I? Hoe lyk ons gesindheid? Jy sien die probleem wat ek net so voor gesê het, ons het die eie monster wat hier binne ons is. Dit gaan ons alles oor ek. Wat ek kan kry, en as dit nie die eie ek krysig nie, dan kan dit vinnig die oorhand kry. Dink aan 'n foto, met 'n foto neem, want ons 'n foto van hierdie kerk moet neem hierso. En ek wys die foto. Wie is die eerste persoon op wie jy gaan fokus? As jy na daai foto kyk, waarna gaan jy eers kyk? Jy gaan eers kyk, maar waar's ek? En as jy jouself kyk, wat jy daarna kyk, gaan jy kyk, hoe lyk ek? As ek mooi lyk, dan is dit 'n goeie foto. Maar as ek sleg lyk, my oë is toe, of ek stoot my maag uit soos by golf toe, dan is dit 'n slegte foto. En as jy daai foto plaas op Facebook, dan is jy nie meer lief vir my nie. Hoe kan jy so wreed wees? Kan jy sien die eie ek wat hier binne my nie is? Dis wat is, en dis my en jou keuse wat ek hier moet maak, om met die eie ek so 'n bietjie te krysig. Om te sê, weet jy wat, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie. As ek daar by die koffietafel staan en praat mense in die kerk, hoe hanteer ek hulle? Is dit opbouend? Is dit liefdevol? Voel hulle welkom in my teenwoordigheid? Het ek tyd vir mense? Of is ek te besig? Kyk wat sê Efesiërs 4:29. Hy sê, moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. As jy met iemand in gesprek is, bevoordeel daai persoon. Is dit tot sy voordeel of gaan dit oor myself? Jy sien, Jesus se woorde was nooit negatief nie. Was nooit afbreekend nie. Hy het altyd net die waarheid gepraat, opbouend, positief. En hy het altyd tyd gehad vir mense. Ek sien nooit dat Jesus op pad ergens heen is, dan sy te besig. Sy maak 'n afspraak, as jy hom môre kom sien nie. Weet ek 'n ding het verander. My vraag is, het ons nog tyd vir mense? Is ons nog toeganklik vir mense? Of vir gewone mense? Of is ons te belangrik, te besig, of net in 'n ander klik, as ek dit so kan sê, in 'n ander tipe environment? Of is ons nog toeganklik vir mense? Kan mense na ons toe kom? Dan moet ons getrou wees, laas as ek sluit af met dit. Getrou wees op God se roepstem. Ek dink hierdie is die een ding waar baie mense dalk die bal misslaan, dat die Here soms goed op ons hart lê en ons reageer nie op dit nie. Handelinge 20:22 is Paulus op pad en hy sê ek is nou op pad Jerusalem toe, gebind deur die Gees. Wat daar met my gaan gebeur, weet ek nie. Die Gees het op sy hart gelê om Jerusalem toe gaan. Hy het nie geweet wat daar van wag nie, maar dit het nie gekeer nie. Hy het geweet die Gees het op sy hart en sien Paulus vra nie 100 vrae nie. Hy sê die Here, maar wat gaan daar gebeur nie? Gaan ek doodgemaak word? Gaan ek vervolg word? Gaan ek in die tronk gestop word? Hy vra net die vrae en hy is net gehoorsaam aan die Gees van God. As jy 'n kind van God is, sal die Heilige Gees baie keer op jou hart ook lê om sekere goed te doen. Goed dalk doen wat ongemaklik is, dalk goed doen wat dalk onredelik klink, dalk goed wees wat ongevraagd is dalk vir jou, dit gaan dalk moeite kos, dit gaan jou gemaksone uitruk meeste van die kere. Dit mag dalk wees dat dit jou plan omver kan gooi. Jy het gedink jy gaan vanmiddag lekker rustig by die huis sit en sport kyk en die Here op jou hart om dalk 'n besoek by iemand te gaan doen. Jy gaan dalk voel ek is nie nou lus nie, Here. Hoekom ek? Hoekom stuur jy nie iemand anders nie? En dan gaan jy moet kies hoe jy gaan reageer.
Dan gaan jy moet kies, as hierdie stem op jou hart lê, of hierdie ding op jou hart lê, om dalk van jou besittings vir iemand te gee, of van jou geld vir iemand te gee, dan gaan jy moet kies, hoe reageer jy? Gaan jy getrou wees soos Paulus, of gaan jy dit probeer ignoreer? Dink, Here, as ek dit lank genoeg ignoreer, gaan iemand anders stuur, gaan jy dit probeer uitredeneer? Het ek reg gehoor, Here? Is jy seker as ek my vra, so baie geld, soveel tyd, moet ek regtig so ver ry, Here? Hierdie tyd van die aand, is dit wat jy vir my regtig vra? Dis die redenasie wat ons doen. Gaan jy probeer om verskoning te soek? Here, ek kan nie nou nie. U weet ek het nie petrol in my kar nie. U weet my bankbalans lyk net soveel, Here. Sien, klink dit bekend, het ons almal op 'n bietjie daardeur gegaan. Ons net ek wat keer hierdie goed ervaar. Jy sien, jy gaan moet besluit hoe jy gaan reageer oor die Here, as die Here met jou praat. Jy maak die keuse, die Here gaan dit ons afforceer nie, maar een ding weet ek vir 'n feit, dat die kere wat ek getrou was, het ek nog nooit kort gekom nie. Die kere wat ek getrou was en die roepstem van die Here, was dit altyd positief gewees. Die resultate was altyd positief. En ek het al voorheen van die kansstaf gesê, die kere wat ek die naaste aan die Here gevoel het, behalwe een of twee kere wat ons in worship was, is die kere wat ek regtig gevoel het, ek was vandag in die wil van die Here. Dit wat ek vandag gedoen het, die Here het my gesê, en ek was gehoorsaam gewees. Maar die keuse lê by jou. Die keuse lê by jou. Jy gaan nie altyd die resultate sien nie. Jy mag dalk wees dat jy so lank in 'n persoon se lewe belê en jy gaan nie resultate sien nie. Ek vat byvoorbeeld ek wat by die skool betrokke is, op 'n maandag en 'n donderdag. Ek praat met baie kinders. En ek weet nie altyd of dit wat ek sê die nodige impak maak, want ek sien nie altyd resultate nie. Maar my gebed is altyd dat ek glo en vertrou dat ergens eendag, as daai kind groter is, sal daar woorde wees wat ek gesê het, of optrede hoe ek hom hanteer het, wat 'n positiewe impak sal maak op daai kind se lewe. Dit is maar altyd lekker as ek deur die dorp ry en jy hoor net 'n stem agter jou, Pastoor Jacques, of Coach Jacques, of Oom Dion, ek was al meneer Dion ook gewees. Maar wat ek wel weet, ek glo dit maak 'n impak. En jy maak dalk dink dit wat jy doen is klein en insignificant en nie belangrik nie. Ek wil jou verseker dat as jy getrou is in die stem van die Here, dat dit regtig 'n impak maak. En al sien ons nie daardie resultate nou nie, kan ons weet dat die Here sal hom werk. En die Here sal doen soos hy goed dink. Gehoorsaamheid is 'n verantwoordelikheid wat ek en jy het. Die eindresultaat behoort aan God. Ons doen nie hierdie vir limelight en vir shine en wat mense van ons dink nie. Ons doen dit omdat ons gehoorsaam is aan die Here. En ek het geleer dat met hierdie goeters, dat as ek nie op die uitkyk is vir geleenthede nie, met ander woorde, as ek in die oggend vir myself sê, Here, wat gaan ek vandag vir U doen nie? Maak my geestelike oë oop, dat ek bewus kan wees van geleenthede waar ek 'n verskil vir U kan maak, dan sal my lewe ook verbyjaag en ek sal geen geleentheid sien nie. Maar as ek ingestel is op dit, en ek vra die Here, wat kan ek hierdie dag, hierdie week vir U doen? Al is dit iets kleins, soos net iemand 'n saamry geleentheid te gee, dan sal die geleentheid kom en ek sal bewus wees van dit. Maar as ek die geleentheid sien, gaan ek nog steeds die keuse gaan my keuse wees. Wat maak ek daarmee? Gaan ek gehoorsaam wees? Of gaan ek verskoning soek? Gaan ek dit probeer uitredeneer? Ek sê altyd as die Here iets op my hart lê, dan doen ek dit dadelik. Hoekom? Want as ek dit nie dadelik doen nie, dan sal die duiwel gou genoeg in my gedagtes inkom. Dat ek met uitredeneer, dat ek met my verskonings kom, hoekom het ek dit nie doen nie? Daarom as ek voel die Here lê op my hart om iets te doen, dan doen ek dit dadelik voor die duiwel my beet kan kry. So, in kort en kragtig, wat ons hierdie gelykenis uit leer is dat ons almal moet getrou wees. Die Here wil hê ons moet getrou wees, selfs in die kleinste dingetjies. Ek weet dit is vir altyd die groot dinge doen, maar jy moet verstaan dat daar waar die Here jou geplaas het, waar jy vandag môre is en waar jy vandag leef en waar jy môre gaan wees, of dit werk wees, skool wees, waar ook al, shopping center, die Here jou daar geplaas en jy kan 'n verskil maak. Die Here kan dit wat die Here vir jou gegee het, kan jy gebruik tot ere van sy naam. Die Here het nie 'n probleem met mense wat probeer nie. Op grond van daai gelykenis, dis die mense wat hierdie goed het, wat die geleenthede het, wat niks doen nie, wat die meeste kwaad maak. Dis daarmee waar die meeste probleem het.
Dis nie omdat die slaaf die goed gaan begrawe het nie. Dis nie omdat hy bang was. Dit was nie omdat die slaaf, dink as die slaaf gesê het, as hy die geld verloor het, die eens minste verloor het, hy probeer, dink ek nie die meeste so kwaad gewees het nie, maar die feit dat hy nie eens probeer het nie, dit is dit waarmee die meeste by hom gehad. En mag ons getrou wees. Mag die Heilige Gees die naprediker wees van die woord, en omdat ons bietjie vir onsself sal vra, maar Here, wat se keer het ek geleenthede gemis? Wanneer het iets op my hart geleen, ek was te besig, of te vol verskonings, dat ons bely daarvoor. En as weer sal sê, Here, geef my geleenthede, help my om dit wat U vir my gegee het, of dit nou baie is of min is, dat ek dit sal aanwend, en sal gebruik, tot ere van U naam en so eer aan sy naam bring. Amen. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Abba Vader, ons kom volgende uit toe, Here, en ons wil eers net vir U sê, dankie vir hierdie woord, Here, dankie vir elke gelykenis wat Here Jesus al voorvertel het. Ons kan lees in die woord van God, en ons weet, Here, dat elke gelykenis het 'n besonderse betekenis. En Here, volgens die woord mag ook hart slaan volgend. Ek wil vra, Here, asseblief, dat U die naprediker sal wees, Here. Dat Vader, daar waar ons beweeg, dat ons huis toe gaan, Here Jesus, en ons bietjie rustig word, Here, dalk in ons stilte tyd, Here. Ag Heilige Gees, dit op ons harte sal hê. Wat sal is, wat ons dalk getrou begin, Here. Dit ons dalk so 'n bietjie afgeslek het, Here. Dit vir ons sal wys, Here, dat ons weer die leiding sal opneem, Here. Dat ons weer ywerig sal wees in dit wat ons doen, tot ere van U naam, Here. Vader, ons sal op 'n rond kyk, sal op onsself vergelyk met ander mense wat ons dalk dink is beter as ons. Dis hoe sal maak nie, Here, dat ons sal kyk dit wat U vir ons gegee het. Sou dit talente wees, sou dit ons besittings wees, ons geld wees, sou dit net geleenthede wees wat oor ons pad stuur, Here, dat ons hierdie goed sal gebruik tot ere van U naam, Here. Dankie dat U 'n genadige God is. Dankie dat U 'n liefdevolle God is, Here, dat U ons verstaan, dat U ook weet, Here, dat ons ook maar net gewone mense is, Here. Maar tog wil ek vra, Here, dat ons 'n nuwe passie sal kry vir dit wat reg is, Here. Dat ons geregtigheid sal najaag, Here, om elke hoek en draai. Dat ons op hierdie manier, Here, ook net eer aan U naam sal bring. Eer aan U sal bring, Here, want U verdien die hoogste eer en die hoogste lof, Here. Dankie vir U goedheid en die guns. Dankie vir die Heilige Gees wat ons lei, Here, wat vir ons wys, Here, wat ons moet doen. Maak ons gehoorsaam aan die stem van die Here, is ons gebed, Here, in die naam van Jesus. Amen.